verskyn op die berg Horeb. 'n stem uit die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is sy God, die Here God, God van Abraham, Isak. Hallo my liewe mens. Ja, Ben en Francis Louter, saam met jou by die Braambos. Wat 'n voorreg. Baie dankie dat jy saam met my kuier. Baie dankie dat jy vir en saam met my bid. Dis die belangrikste van alles. Besef ek en jy, Jesus het nie nodig om ons te soebat nie. Hy het nie nodig om ons te smeek nie. Jesus het nie nodig om jou te smeek nie. Ek wil vir jou met iets met jou deel in die woord van God, maar nou wil ek sommer 'n paar plekke, nou gaan ek sommer hier uit die op die WhatsApp kyk op die telefoon, want dit is nou makliker. Ek gaan dit bietjie groter maak, dan kan ek sien wat daar staan. My liewe mens, nêrens in die Bybel het Jesus gesê asseblief volg my nie. Man, asseblief loop agter my aan, want ek wil jou die evangelie leer nie. Ek wil jou vertel van God die Vader, van die hemel. Ek wil jou deel van die Heilige Gees, van die God se Heilige Gees wil ek in jou binneste inplant. Hy het dit nêrens gedoen. Hy het by die vissermanne gekom, maar nou moet jy net so 'n bietjie dink aan wie hierdie vissermanne was. Dis nou maklik, as jy nou Sondagmiddag haal langs die dam verby, dan sien jy sit die manne in visvang. Maandag tot Saterdag werk hulle werk in die tuin, hulle mans en vrouens, die vrouens werk in die huise, maar Sondag, eintlik na diens, maar hulle doen dit voor diens, dan gaan sit hulle daar by die dam en hulle gooi 'n visstukkie in, en dan sit hulle nou daar en kyk vir daai konstabeltjie, en as hy so maak, dan like hulle dit, en it's baie nice. En dan kom jy daar verby, en dan sê jy vir hom, hoor hierso, ek wil, hierdie sleutel behoort aan 'n Ferrari, en daar staan hy, ek wil hom vir jou gee, maar jy moet alles net so los, en jy moet agter my aanloop. Ek gaan jou 'n miljonair maak, jy moet alles los en agter my aanloop. En dis wat mense wil hê Jesus moet vir ons doen. Ek wil vir Jesus sê, hy moet asseblief agter my aanloop. Ek moet agter hom aanloop. Asseblief Ben, ek wil hê jy moet jou visstokke los. Nee, daai manne was besig om te werk. Daai belangrike werk wat jy doen van Maandag tot Vrydag en baie geld verdien. Dis was hulle inkomste. Dit was hulle brood en botter vir hulle families. En nou kom hier 'n wildvreemde man en hy sê, los waarmee jy besig is en volg my. Ek wil hê jy met jou werk bedank en volg my. Wag, Here, dis 'n tolorde. Ek moet my werk, moes swat om my werk te kry, ek is 'n bestuurder, ek is 'n baie vername mens, ek moet dit bedank en agter die aanloop. Die Engelsman sê, have a heart. Dis mos onmoontlik. Dis onmoontlik. Geen normale mens sal dit doen nie. Dis wat Jesus wil hê ek en jy moet doen. Maar hy sê op 'n ander plek, hy sê vir die ryk man, hy sê verkoop alles en volg my. En die woord sê, en daai man het droef geestelik gehuil, met my vertaling. En hy het dit nie gedoen nie. Maar Jesus sê nie vandag dit in soveel woorde nie. Vandag sê hy net, volg my. Ek luister na myself, hoe ek na elke diens sê, ek smeek jou, volg God.
Ek smeek jou, volg Jesus. Ek smeek jou, word 'n Christen. Ek smeek jou, word gehoorsaam aan die woord van God, die geskrewe woord van 'n heilige, lewende God, die Bybel. Ek smeek jou. Ek moenie vir jou sê ek smeek jou nie. Ek moet vir jou sê, God sê, volg my of gaan hel toe. Dis wat ek moet. Maar ek wil so graag hê jy moet hoor. Maar ek moenie jou ore streel nie. Ons wil mekaar se ore streel. Ag asseblief, wil jy nou nie maar Jesus dien nie. Ag wil jy nou nie ophou met die verkeerde goed wat jy doen nie. Ag wil jy nou nie ophou met skande van jouself te maak nie. Ag wil jy nie nou maar asseblief. Jesus het nie gesê asseblief volg my. Hy het gesê Petrus, Johannes, Lukas, volg my. Lukas was 'n mediese dokter. Hy sy praktyk gelos en agter Jesus aangeloop. Die ander een was 'n financial manager, 'n tollenaar. Hy het sy goed net so gelos. Ek wonder of hy die geld oorgeteken het aan die volgende ou. Ek wonder of hy die geld nie net daar gelos en geloop het nie. Maar ons wil gesoebat word, ons wil gesmeek word. Ek kan nie verstaan hoekom Jesus nie my smeek om iets reg te doen. The big I. Nou die woord van God is so duidelik. So duidelik van hoe ons moet leef en wat ons moet doen en wat belangrik is en wat nie. En die woord van God is so duidelik in watter taal wil jy hom hê? Daar's 'n taal wat jy hom in kan kry wat jy kan lees en verstaan. Ek dink daar's baie min tale in die wêreld wat nog nie die woord in hulle moedertaal het nie. Baie min. Ek weet daar is. My liewe mens, nou sê die woord van God, bekeer jou. Dan sê hy, laat jou doop. Dan sê hy, word gevul deur die Heilige Gees. Dan sê hy, word wedergebore. Dan sê hy, streef om heilig te lewe. Nee. Ek is 'n baie spesiale mens. Jy is nie. Ek is 'n baie spesiale mens. As God wil hê ek moet my laat doop, moet Gabriël die doodsengel voor my bed staan, my glas water voor my bed op my gesig uitkeer en vir my sê, jong man, jong vrou, Jesus het gesê ek moet vir jou kom sê, bekeer jou. Laat jou doop, word gevul met die Heilige Gees, word wedergebore, word gehoorsaam. Wat maak jou so special? Hoekom het hy vir jou 'n engel uit die hemel stuur? Die ryk man en Lazarus in die hemel en hy's in die vuur, oor hy gewag het vir 'n special uitnodiging om hemel toe te gaan, om Lazarus te help. Hy sê, ag, Vader Abraham, stuur tog asseblief 'n engel om vir my broers te gaan waarsku. Die engel sê, Abraham sê, nee ryk man, ek gaan nie engel stuur nie. Hulle het mos die profete en hulle het die sinagoges, die kerk van hulle tyd, en hulle het predikante en hulle moet na hulle luister. Daar's disippels op die aarde wat die woord van God verkondig en Jesus sê vir hulle, volg my. Hy stuur nie vir hulle geskrewe uitnodiging en elke week sê die predikant asseblief, dis verkeerd, ek moet dit nie doen nie. Ek wil jou ore streel. Ek wil hê jy moet sê, ag ek is so dik en suur vir hierdie benlous reg is om my hart vir Jesus. Wanneer gaan ons Jesus begin volg? Nee nou nie. Nee, ek is te besig. Ag Jesus, ek wil baie graag, maar ek wil net my pa gaan begrawe. Weet wat sê Jesus? Hy sê laat die dooies begrawe. Ek het 'n kind begrawe. Ek het 'n boetie begrawe. Ek het 'n mammie en 'n pappie begrawe. Ek het 'n oupa en 'n ouma wat my groot gemaak het begrawe. Ek weet wat is 'n begrafnis. Ek weet wat is hartseer. Ek weet wat is huil. Ek weet wat is ek voel ek kan nie aangaan nie. Ek weet. Kan jy dink as iemand vir my sê, jy moet Sondag kerk toe kom, jy moet tot bekering kom. En ek sou sê nee, ek gaan Sondag
my boetie of my seentjie begrawe. En hy of sy sê vir my sê, man, laat die dooies begrawe. Hoe gaan jy optree? Hoe gaan ek optree? Maar so ernstig was God oor jou siel, dat hy gesê het, los die dooies, los jou werk, los jou plesier, los jou jol, los jou sonde, los wat nodig is om te los en volg my. Nee, Jesus, nie ek nie. Ek moet 'n spesiale uitnodiging kry. As ek nie, maar ek het vir jou die woord gegee. Ek het vir jou 'n predikant gegee. Ek het vir jou 'n radiostasie gegee. Ek het vir jou kruiskyk gegee. Ek het vir jou Jesus by die braambos gegee. Wat moet ek meer doen? Here, smeek my. Nêrens het God ooit nodig om 'n mens te smeek nie. Volg my, en dan draai om en dan loop hy. En as jy hom nie volg nie, gaan jy hel toe. So eenvoudiger kan ek dit nie stel nie. My liewe mens, ja, Johannes 10, luister wat sê die woord. My skape luister na my stem, Jesus praat. My skape luister, en ek ken hulle, en hulle volg my. My vraag vanmôre is, volg jy al Jesus? Nee, ek wil nie weet of jy in die kerk is nie, ek wil nie weet of jy 'n 10de of 'n 20ste of 'n wat jy gee nie. Dis nie vir my belangrik nie. Ek wil nie weet aan hoeveel projekte jy deelneem nie. Ek wil nie weet hoeveel koeksisters jy bak en ek wil nie weet wat jou titel is nie. Ek wil nie weet of jy die beste predikant in die suidelike halfrond is nie. 'n Tannie sê eendag vir my, ja, maar ek gaan hemel toe want die mense by die kerk hou van my. My liewe mens, die mense by die kerk moenie van jou hou nie. Jesus Christus moet van jou hou, omdat jy hom volg. In gees en in waarheid. Omdat jy gehoorsaam is aan die woord van God. Omdat jy doen wat hy vra. Toe hy sê, volg my. Here, ek sal gaan, stuur my. Ons wil gesoebat word, ons wil gesmeek word. Man, as die predikant, ou sê eendag vir my, ek kom nooit weer kerk toe nie. Sê wel, as jy gekom het vir my, het jy die bal misgeslaan, jy kom nie vir my nie. So as jy wil wegbly, bly weg. Jy kom nie om my te plesier nie. Jy kom vir jouself, maar net vir die interessantheid. Hoekom wil jy nie meer kerk toe kom? Jy doen nie huisbesoek nie. Ek sê, weet jy hoekom doen ek? Ja, ek gaan nie vir jou sê hoekom doen ek nie huisbesoek nie. Niks met jou uit te waai. Ek doen noodgevalle. Maar ek wil net dit vir jou sê. Ek sien jy en die ou by die borrelstoor is groot pelle en jy by die kettingwinkel, jou vrou en daai vrou is huisvriende. Man, ek ken hom nie eers nie. Ek sê jy mis hom nie 1 week nie. Jy mis nie die borrelstoor 1 Vrydagmiddag nie. Maar jy wil soen toe gaan, maar hy besoek jou nie. Maar jy wil nie na die huis van God toe gaan nie, want ek besoek jou nie. Wie is Ben Loubser? Hoekom moet ek jou besoek? As jy Jesus volg, sê Psalm 121 vers 5, ek is die skaduwee langs jou. Jy volg hom nie eers nie, maar hy volg jou. Maar nou wil jy harrekwas wees met my. Ek gaan nie weer kerk toe nie, want die dominee kuier nie vir my nie. Die dominee hoef nie vir jou te kuier nie. Jy gaan nie kerk toe om vir die dominee te kuier nie. Jy gaan na die huis van God toe om onderlinge byeenkoms by te woon wat die woord van God sê. Jy gaan na die huis van God toe om 'n bydrae te lewe sodat daar spys in die huis kan wees. Nie laat die predikante 'n nuwe kar ry nie. My kar betaal ek self. Met my salaris. Jy gaan nie na die huis van die Here toe. Jy gaan na die huise om gemeenskap te hê met medegelowiges. Nie om die predikant te beïnvloed nie of te beïndruk nie. Jy beïndruk my glad nie. Beïndruk my nie met jou geld nie, nie met jou voorkoms nie, jy beïndruk my as jy sê, jy beïndruk my nie eers as jy sê jy is 'n Christen nie, en teendeel het ek dan my doubts omtrent jou. Jy beïndruk my as jy 'n wedergebore kind van God is, gehoorsaam aan die woord van God. Wat kan opstaan? Die woord sê jy kan opstaan en die teespraker kan regheld. As ek op die kansel staan en ek sê Jona het die vis gevang, en dit staan nie in die woord nie,
moet jy vir my 'n WhatsApp stuur en sê, Pastoor Ben, wanneer het Jona die vis gevang? Sover ek weet, het die vis hom gevang, hom ingesluk. Moenie glo wat ek sê nie, gaan toets dit aan die woord. Gaan kyk waar het Jesus gesê, asseblief Petrus, asseblief, ek weet dis moeilike omstandighede, ek weet die ekonomie is sleg, ek weet as jy Sondag werk kry jy overtime, ek weet dis die enigste tyd wat die winkels oop is wat jy jou vis kan verkoop. Ek weet dit, maar asseblief volg my. Hy het nie. Ek sê Petrus, volg my. Jesus het eendag vir Ben en Francis gesê, Ben, Francis, volg my. Het ek opgespring en gesê, ja Jesus. Nee, ek het op my knieë geval langs die bed, met my vrou in my arms, want sy het gesê, Jesus sê jy moet bedank, toe sê ek is onmoontlik. Hy sal dit nie vir my sê nie. Kom ons bid daaroor, en toe ons op ons knieë sak, dit is 'n maandagoggend, toe ons op ons knieë sak en ons begin bid, en ons sê, Here, is hierdie van U, of is dit uit my vrou uit, is dit uit ons begeertheid, dit sal lekker wees om voltyds in die bediening te wees. Is toe nie so nice partykeer as wat dit klink nie. My liewe mens, en daai aand toe bid ons, en daai volgende oggend toe bid ons, en daai middag toe bid ons, en daai middernag toe bid ons. Here, wat moet ons doen? Here, wat moet ons doen? En toe die Heilige Gees sê, volg my. Moenie worry oor die dooies nie, moenie worry oor jou werk nie, moenie worry oor kos nie, moenie worry oor jou kinders nie. Volg my. Toe volg ons hom. Nou is dit 20 jaar later. My liewe mens, ouens sê, ons wil vir jou iets gee oor jy so begaafd is. Ons wil jou vereer. Ek sê, julle kan nie my vereer nie, want ek is nie gaaf nie. Moenie my vereer nie. Maar ek dog dat ek net vra, wat is dit? Dalk is dit 'n nuwe 4x4 bakkie, dan gaan ek maar die ou geskenkie aanvaar. Hulle sê ons wil jou 'n groter titel gee, wat deure gaan oopmaak. Ek sê, ek wil dit nie hê nie. Ek volg nie 'n titel nie. Ek volg 'n lewende God. Hou jou titel. Noem my net wat jy wil. Ek hou van oom, want ek is 'n oom, kyk hierso. Ek hou van oom Ben, sê vir my pastoor, sê vir my herder, sê vir my kind van God, is 'n baie mooi titel. Sê vir my liewe mens, sê vir my net wat jy wil. Loop net saam met my die pad. Loop net saam met my die pad, en ek moet ophou. Nou praat ek met myself, en ek dink die Heilige Gees praat nou met my. Ek moet ophou om te sê, ek smeek jou, dien die Here. Ek smeek jou, volg Jesus. Ek smeek jou, ek glo nie ek het die autoriteit om dit te sê nie, want Jesus smeek en soebat niemand nie. Sy ja, en sy nee. As Jesus gesê het, volg my en jy luister nie, gaan jy wees soos die 5 maagde, wat als reg wou doen, maar nie voorbereid was nie, nie 'n verhouding gehad het nie, nie olie in hulle lampe gehad het nie. Hoe lyk jy vanmôre, my liewe mens? Hoe lyk jy regtig? Volg jy Jesus, soos die woord van God sê, of volg jy hom halfhartig, as and when? Ek bid wanneer ek lus is, ek gaan kerk toe wanneer ek lus is, ek gooi geld in soveel ek lus is, wanneer ek wil. As Here, as U wil hê ek moet my laat doop, stuur my 'n WhatsApp uit die hemel uit. Asseblief, liewe, whatever jou naam is, asseblief, ek smeek jou, ek weet jy's baie spesiaal, want jy's baie ryk, en jy's baie mooi, en jy doen baie vir die kerk, en jy gee vir die armes, en jy sorg vir die weduwee en weeses. Ag asseblief, wil jy my nie volg nie? Ag asseblief, wil jy nie maar kerk toe kom? Ag asseblief, wil jy nie maar die dooies los, laat die dooies hulle self begraaf? Ag, ek verstaan as jy nie wil nie, want jy's baie besig, en jy het baie begrafnisse, en ek praat nie net van dooies wat jy moet begraaf, ek praat van rugby en sokker en cricket en Grand Prix. Ek is 'n groot Grand Prix fan, God praat met my ook. Wanneer jy dit bo God stel, wil jy my nie asseblief volg nie. Ek beloof jou, jy gaan ryk wees, jy gaan
al jou sonde gaan afgewas word, jy kan doen wat jy wil, eenmal gered, altyd gered. Dis uit die hel uit, my liewe mens. Dis uit die hel uit. As 'n ou vir jou sê, die sonde wat jy gedoen het, en die sonde wat jy nou doen, en die sonde wat kom, is klaar vergewe aan die kruis, en daar is nie meer sonde nie, lieg vir jou. Jy moet elke dag jou sonde bely, jou kruis opneem, Jesus volg, jy moet elke dag jou sonde bely en sê, Here, was my, vergewe my, maak my rein, was my in die bloed. Jy moet doen as die woord van God sê, bekeer jou doop, moenie rook nie, moenie drink nie, moenie hoereer nie, moenie rondslaap nie, dan moet jy dit doen. Anders dan gaan jy hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Nee, maar ek het in u naam, ek was die pastoor op die TV, ek gee nie, amper sê ek hel om waar jy pastoor is nie. Jy moet God volg. Jy moet Jesus, God dien, Jesus volg. Jy moet gevul word deur die Heilige Gees van God. Ek moet Kobai sê, my liewe mens, jy hoef nie Jesus te volg nie, dis jou besluit. Ek moenie vir jou sê, asseblief, sak hier saam my op jou knie en sê, Here, red my siel nie. Al wat ek vandag wil bid, Here, is laat elke mens wat die woord van God hoor. Here, u woord sê, wie 'n oor het om te hoor, laat hy hoor wat die Gees van God vir hom of haar sê. Here, dat elkeen die woord sal hoor, en sal verstaan, en sal luister, en sal doen. Here, maar ek kan hulle nie oortuig nie. Hulle moet self die deur oopmaak. Here, maar laat mense begin deure oopmaak, want hulle is op pad hel toe, met die Bybel onder hulle arm, en hulle terwyl hulle op 'n kerkbank sit, of op 'n kansel staan, in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577, ek my neus, 577-1196, 072-577-1196. Baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir elke gebed, baie dankie vir finansiële bydrae. Dit hou my by die braambos, en die vlammetjie sal brand, want dis die Heilige Gees wat brand, maar die krag en die ligte en ons brand nou hier in die ateljee ook. Baie, baie dankie. Baie dankie vir elkeen wat deel is van Jesus by die braambos. As jy wil wees, 'n foto, jou dorp, ek hoef nie te weet jy bly in 17 Brandstraat nie. Ek moet net weet jy bly in watter dorp. En so 'n bietjie oor jouself, en jy kom op die WhatsApp, jy kry alles op die WhatsApp. Die Here seën jou, baie liefde. Ben en Francis Loubser, Jesus is Lig Gemeente, Eastvale Springs. Amen.